Welkom by die luistermeditasies vir Epifanie. Vandag is Dinsdag, 10 Februarie, en die skrifgedeelte waarby ons stil staan, is 1 Korintiërs 2, vers 1 tot 7, in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit tot 'n oomblik van stilte. 'n Oomblik waar jy tot rus kan kom in die misterie van God. In die teenwoordigheid van God. In die wysheid van God. Haal 'n paar keer diep asem en draai jou hart en jou gedagtes na hom. Vra die Gees om jou te lei in 'n ontmoeting in hierdie oomblik van stilte, van gebed en in sy woord. Die gedig van Elizabeth Eybers, Kennis, nooi ons ook dieper die stilte in. Jy ken God kragtens jou onwetendheid. Hy dank sy almag aan jou onvermoë. Jy leer geleidelik opgelig dat hy nie iets of iemand is om aan te glo, maar te ervaar. Uiteindelik mededoe met deelgenote in sy werklikheid. Die kans dat ons dwars deur die doolhof lei en later elkeen om die beurt bevry. 1 Korintiërs 2 vers 1. Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus, as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Tog is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die wat daarvoor ryp is, en dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is, of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan. Wat ons verkondig, is die wysheid van God, die verborge waarheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het, tot ons ewige heerlikheid. Paulus onthou hier hoe hy by die gemeente aankom, sonder vertoon, sonder indrukwekkende redenasies, sonder die soort sekerheid wat mense maklik beïndruk. Hy bring net een ding saam, Jesus Christus, en hom ook as die gekruisigde een. Dis nie 'n oorweldigende argument nie, dit sê iets meer van die self wat gee. Hierdie is nie 'n demonstrasie van krag nie, maar die teken van liefde wat alles gee. Hy praat openlik oor sy broosheid, oor vrees en oor onsekerheid, oor die besef dat geloof nie gebou word op die sterkte van 'n spreker of die diepte van 'n argument nie. Want God se wysheid werk anders. Dit lê nie in slimheid of status nie.
Dit word ontdek in oorgawe, in die kruispunt, waar menslike mag eindig, maar God se nuwe lewe begin. Hier leer ons dat geloof nie 'n prestasie is nie. Dit is 'n ontmoeting. Dis nie 'n argument wat gewen word nie, maar dis die oorgawe van die hart. En die geheimenis waarvan Paulus praat, is nie 'n raaisel wat ons moet oplos nie, maar 'n waarheid waarin ons kan rus. God werk diep en stil in die mense wat oop is vir sy gees. Mense wat durf glo dat swakheid nie die einde is nie, maar dikwels die begin van genade. Ek nooi jou uit om vir 'n oomblik oor jou eie geloof na te dink. Waar beleef jy soms die versoeking om geloof as 'n prestasie te hanteer, as iets wat jy self bereik het? Dink eerlik hieroor na en verwoord dit ook in jou gebed. Waar in jou lewe word jy uitgenooi tot oorgawe, eerder as beheer? Waar moet jy eerder laat gaan, in plaas daarvan om styf vas te klou? Dink ook hieroor na. En vra die Here om jou te help, om jou hande spreekwoordelik oop te maak. Hoe kan jy vandag ruimte maak vir God se wysheid, wat anders werk as die wêreld se? Waar het jy dalk juis God se insig in jou lewe nodig? Praat in gebed met God hieroor. Here, ontneem my van die behoefte om te beïndruk en gee my die moed om eenvoudig te glo. Leer my om die wysheid te vertrou
veral waar my eie sekerhede ophou. Laat my lewe getuig van u krag wat in broosheid werk. Amen.